Goeiemôre. Dis 27 Mei en ek weet ons het gister gesels oor Pasga. Maar hoor my net mooi vandag asseblief. Want as jy dink God werk net in jou geestelike lewe, wag tot jy sien wat hy in jou liggaamlike lewe beplan het en hoe dit profeties wys na Jesus. Gister het ons gesels oor Jesus wat aan die kruis gesterf het met Pasga. Vandag is dit die ongesuurde brood. Levitikus 23 sê, 7 dae moet julle ongesuurde brood eet. Alle suurdeeg moet verwyder word. In Hebreëus is suurdeeg gamets. Dis alles wat opblaas of pof, jou ego, wat kan bederf of vals skyn. En presies op hierdie dag word Jesus begrawe. Nie net dood nie. Hy is begrawe as die brood sonder gamets. In 1 Korintiërs 5 vers 7 staan geskrywe, suiwer dan die ou suurdeeg uit, want ook ons paaslam is geslag, naamlik Christus. En nou kom die deel wat my laat stil raak het. Zola Levitt, 'n Messiaanse Jood, gaan sien 'n ginekoloog vir navorsing. En hy hoor iets wat hom vir altyd verander het. Die dokter verduidelik, binne 24 uur na bevrugting, gee die sperm en die eier hulle lewe op. Hulle smelt saam, en dis die oomblik van lewe. En raai wat? Dis die 14de dag van die eerste maand, Pasga. En binne 24 uur daarna begin daar implanting. Die liggaam begin die omgewing reinig. Die embrio begin afval verwerk. Dis ongesuurde brode. Nie net in die Bybel nie, in die moederskoot. God het jou ontwerp op sy kalender, van die begin af. Jesus is begrawe as die reine brood, sodat jy van binne af geheilig kan word. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil nie net gered wees nie, ek wil rein wees. Ek wil nie net vergewe wees nie, ek wil verander. Verwyder die suurdeeg in my. Breek die bederf van trots en skyn af. Dankie dat U nie net gesterwe het nie, maar ook begrawe is, reinig, heilig en perfek. Vorm my volgens U patroon. Ek gee oor, sodat U my van binne af kan heilig. Nie net 'n uiterlike vertoning nie, maar 'n binneste wat skoon is, in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk wys jou lewe nie jou volmaaktheid nie, maar jou reinheid. En dit wys na Jesus. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.